Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons staan vandag stil by Lukas hoofstuk 2 en my tema vanoggend is God gedien met vas en gebed. En ek kyk na vers 37. Dit sê, sy was nou 84 jaar oud. Sy was nooit weg van die tempel af nie en het dag en nag daar gebly en God gedien met vas en gebed. Sy het daar aangekom net toe Simeon met Maria en Josef gepraat het. En sy het God begin prys. Sy het oor Jesus gepraat met almal wat verlang het na die bevryding van Jerusalem. Hierdie vrou waarvan ons hierso lees, het in gebed en vas vir jare en jare in die tempel God aanbid en God gedien in verwagting op die Messias wat beloof is. Sy het nie 'n groot projek gedryf nie, sy het nie 'n magtige bediening gehad nie, sy het nie baie gedoen dalk in die oë van mense nie, maar in God se oë was sy iemand besonders gewees. Sy was een van 2 mense wat Jesus gesien het en wat Jesus geseën het toe hy deur sy ouers daar na die tempel toe gebring is om toegewy te word aan die Here. En sy het Jesus gesien voordat sy gesterf het en hom erken as Messias nog voordat hy sy publieke bediening begin het. En sy het dit dan ook bevestig aan sy ouers. So, dit is so 'n besonderse stukkie bevestiging en bediening wat plaasvind hierso, so in die agtergrond. Ek self maak baie keer dit wat in die geheim gebeur uit as minder belangrik. Vas en gebed en afsondering en soek na die Here. En ons maak baie van leierskap, ons maak baie van welsyn, ons maak baie van dade van bediening en groot bedieninge en dit wat in die publieke oog gebeur. Maar ek dink God kyk dalk anders na dinge soos hierdie, baie keer anders as wat ons daarna kyk. Ek staan in verhouding met die Here, ek staan in verhouding met God en dit bly altyd 'n verhouding. En as ek die verhouding verloor, die verhoudingsaspek wat agter al hierdie publieke goeders staan, dan is die ander goeders alles leeg. As ek egter getrou bly en ek is getrou om te doen wat God my vra om te doen, dan maak dit nie saak wat dit is nie. Ek sal die Messias sien. En dis baie keer hierdie goeders wat in die geheim gebeur, wat in die agtergrond gebeur en waarvan baie mense nie weet nie wat eintlik die groot sukses is agter die dinge wat wel gesien word. So mag ons dit nie afskeep nie, mag ons nie ons geestelike dissiplines afskeep, soos vas en gebed en ons Bybelstudie, en daai goed wat ons doen wat op die agtergrond is, maar wat eintlik die hart is van dit wat op die voorgrond gebeur. So kom ons wees getrou daarmee en ons bou in ons verhouding met God, want dit bly 'n verhouding. Kom ons bid saam. Jesus, help my om vandag in verhouding met U nie net te doen wat U van my verlang nie, maar in die publieke oog nie, maar ook dit te doen wat in die geheim plaasvind, waarvan niemand anders weet nie, maar om getrou te wees daarin. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Kom ons wees getrou met dit wat in die agtergrond gebeur, die klein dingetjies, en dan sal ons ook die vrug daarvan sien in die publieke oog en op die voorgrond. Nooi iemand anders om deel te wees van hierdie video's soos wat ons deur Lukas reis in die volgende paar weke en deel hierdie met iemand anders. Die Here seën jou.